Baie welkom by ons podcast reeks oor ons huis. Nou jy wonder wat bedoel ek as ek sê ons huis. Dis nou nie die pastorie van die dominee nie. Ja, ons huis is een van die projekte van die Ring van die Lardespark waarvan NG Lardespark, Kerk Sonder Mure en NG Oosterlig betrokke is en die dopbou vir hierdie projek. Nou hierdie is 'n besondere projek wat my lewe aangeraak het op vele vlakke en ek sal graag saam met ons bestuurder van Christie wat saam met my hier sit, ietsie met jou wil deel oor ons huis en die stories rondom ons huis. Ek wil graag hê jy moet hoor wat gebeur in mense se lewens in hierdie gemeenskap en hoe hierdie gemeenskap betrokke is by ander mense. En mag jy baie inspirasie vind in al hierdie stories wat ons deel. So Christie, baie welkom vir jou hier in die studio. Dis lekker dat jy saam met ons gesels. En Christie is die bestuurder van ons huis. Nou ek is net so 'n hele paar jaar betrokke by ons huis in terme van 'n deel van my portefeulje en bediening val hierso by die gemeente. Maar Christie is 'n besondere mens en hoe sy ons huis bestuur laat my mond oop hang. En ek is soveel Christie by jou om te leer. Christie, vertel jy nou vir ons luisteraars, wat is ons huis? Goeiemôre, baie dankie vir die gesprek. Ons huis is 'n veilige hawe wat 'n aktiwiteitssentrum en akkommodasie bied vir volwasse intellektueel gestremdes. Van hulle het ook 'n bietjie ander uitdagings. Ons vat nie fisies gestremdes in nie, maar ons het al gehad wat so serebraal gestremd is en op 'n spesiale manier loop. Maar ons is uitsluitlik vir intellektueel gestremdes. Christie, nou ek weet hierdie is nou 'n projek wat deur die Ring begin is en hy het nou enkele bestuurders voor jou gehad waarvan ek net kennis van neem. Maar vertel my, hoe het jy betrokke geraak by ons huis? Ek is in NG Lardespark van 1986 af. En my jongste seun is gebore in 1992 en toe hy 'n kleuter was, wou ek die konsep vir hom leer dat almal van ons moet ietsie gee van onsself vir ander wat minder het as ons. So elke maand as hy sy sakgeld gekry het ons na die winkel toe gegaan en hy het 'n pak malvalekkers gekoop. En dan het ons dit by Lui Lekker, dit is ons akkommodasiehuis, gaan afgee, dat die gestremdes malvalekkers die aand in 'n koffie kan drink. Maar dit was vir my belangrik dat hy die konsep leer van ons moet gee vir ander wat minder het as ons. Nou op daai stadium het nog net Lui Lekker bestaan, ons het net die een huis gehad. Die tweede huis het eers in 2007 bygekom. En dit is hoe ek betrokke geraak het. En toe het ek 'n vrywilliger daar geraak en het my pad met ons huis begin. Dit is fantasties. Ek hoor jy praat van die twee huise. Vertel my van Lui Lekker of vir ons, van Lui Lekker en van die Muurnes, die ander een se naam. Vertel vir ons, hoe verskil die twee wonings van mekaar en hoe werk dit in ons huis? Aanvanklik was daar net Lui Lekker en die gestremdes het daar geslaap, gewoon, gewerk en hulle was op dieselfde perseel 24/7 gewees en dit is sieldodend. En toe in 2007 het die Ring van Kerke die tweede huis gekoop, sy naam is nou Muurnes. En dit was 'n bouprojek gewees en ons het hom ingerig en hy is nou die aktiwiteitssentrum. En dit het 'n reuse verskil gemaak aan hulle lewenskwaliteit. Hulle het toe nou ook soggens kon werk toe gaan en in die middag kon huis toe gaan en dit beteken vir hulle geweldig baie. So Muurnes is waar hulle besige mure is en waar hulle werk bedags en Lui Lekker is huis. Dit is waar hulle slaap, waar hulle ontbyt en aandete eet, hulle was goed gedoen word en al die res. Dis hulle woonplek. Wow, dit klink amper soos 'n normale persoon se lewe wat werk toe gaan en huis toe kom. Jy skep 'n stuk standvastigheid en 'n stuk normaliteit vir hierdie mense ook, klink dit vir my. Op so 'n wyse. Dis lekker om dit so te hoor. Nou Christie, net om 'n prentjie te skets vir ons luisteraars. Ons het by Lui Lekker, hoeveel mense is slaap in
woon in by Lui Lekker op hierdie stadium, want by die aktiwiteitssentrum by Muurnes is daar mense wat nog daagliks bykom ook. So hoeveel mense praat ons van by Lui Lekker wat permanent inwoon? By Lui Lekker het ons 15 beddens beskikbaar vir gestremdes. Ons hou een bed altyd oop. En dit is vir 'n deelnemer wat tydelik inwoon. Dis 'n kind wat bedags by sy ouers woon, of by sy ouers woon en net bedags Muurnes toe kom, werk toe kom. Maar daai ouers gaan baie keer oor see om vir 'n ander kind te kuier, of in die hospitaal, of daar gebeur iets en hulle tydelike blyplek nodig. So een van die 15 beddens hou ons dan altyd oop vir so 'n tydelike persoon, en dan op die oomblik het ons 2 beddens oop. Omdat ons 'n baie klein huis is ons toelatingskriteria baie klein. En hulle moet inpas by die groepie. As 'n gestremde hoër of laer funksioneer as die res van die groep, dan veroorsaak dit frustrasie. Want of hulle voel minderwaardig, ek kan nie doen wat die ander doen nie, of hulle voel hierdie klompie verveel net vir my, ek pas ook nie hierin nie. So hulle moet pas by die res van die groep. So by Lui Lekker is al 15 beddens, waarvan ons 1 bed oop hou. En dan natuurlik by Muurnes, hoeveel mense geskakel deur die loop van die week dan ekstra in naast die mense wat by Lui Lekker ook bly? In totaal is ons 25 by 25. Muurnes wat kom werk bedags. Nie almal van hulle kom noodwendig elke dag nie, weens finansiële uitdagings, of hulle woon baie ver, en dan kom hulle net sommige dae van die week. En by Muurnes het jy nou personeel wat nou permanent daar op diens is en help vir die mense by Muurnes self. En dan het jy nou klomp personeel en vrywilligers. En dis waar al die stories ook vandaan kom by Muurnes self, waar hulle werk elke dag. Maar net om 'n idee te skep. As ek nou instap, sê ek altyd vir mense, ek voel dit vir my soos 'n stuk hemel waarin jy instap. En ek weet, dit is nie noodwendig dieselfde vir jou nie. Dis nou jou werksomgewing elke dag. Ek onthou toe ek by 'n Christelike boekwinkel gewerk het, as student, want almal ook gedink, dit is so hemels hierso, ons speel sulke mooi Christelike musiek in die agtergrond, en dit is so lekker seker om hier te werk, maar min het hulle geweet wat 'n spanning daar is, en konflik daar partykeer is, en goed wat skeefloop. Ek is so bly die mense wat instap by die boekwinkel beleef dit so, maar dis nie die realiteit nie. Maar as ek instap van buite af, elke keer daar by ons huis, is dit my so 'n stuk hemel, dis my so 'n stuk opregtheid, dis my 'n stuk mens wees. As ek instap, is die mense besig met hulle werk, en hulle doen verskillende tipe werk. Christie, hulle het so 'n hele stoor vol, Christie, arts and crafts, klomp goed wat hulle maak, baie kreatief, hulle het 'n personeel wat spesifiek dit in gedagte hou, en dit beplan. Dis wonderlik om te sien alles wat hulle maak, en alles natuurlik aangepas met die vaardighede van elke persoon, en elke persoon se vaardighede verskil. En dit is lekker om net daar by hulle te sit om te sien wie doen wat, en hoe doen hulle dit, en die trots waarmee hulle dit doen. Dit is aangrypend. Hulle kom wys vir jou kort, sy sê Dominee Dani, kom kyk hier, en dan moet hulle eers vir jou ietsie wys of hulle dit reg gekry, en van dit nog sulke sideline projekkies ook, as hulle 'n bietjie tolletjie brei of sulke goed, so hulle klaar is met dit ding, dan gaan hulle aan en hulle kom wys vir jou. Maar dit is aangrypend net om daarin te stap, tussen mense te wees wat anders as jy is, maar mense wat glad nie bedreig voel nie, mense wat liefhet uit die staanspoor uit, so al wat hulle ken, mense wat jou akkommodeer, mense wat dankbaar is as enige iemand kom kuier, dis vir 'n hoogtepunt as iemand daar instap, en dan stap gereeld mense daarin, en hulle is vriendelik en gasvry, en dis vir hulle so besonder dat jy net daar is en omgee vir 'n oomblik, en so voel oor elke vrywilliger en elke kuiergas. Maar vertel ons 'n bietjie, wat is jou belewenis van die daaglikse aktiwiteite? Wat doen julle elke dag? Wat gebeur daar? Ons het 'n baie vaste program waar volgens ons werk, want dit gee vir hulle sekuriteit. Hulle weet presies wat die dag gaan inhou, maar glo my, geen dag werk soos wat jy hom eintlik beplan het nie, want daar is altyd 'n paar krisisse wat opduik. In die oggende as hulle werk toe kom, het elkeen sy take om te verrig. Een moet die astromme uitgooi, een moet gordyne ooptrek. Dit is maar soos enige huishouding op werkplek. En dan het hulle opening met skriflesing en gebed en 'n bietjie praise and worship. En dan het ons 'n dankbaarheidsprojek. Elke kind, ons noem hulle kinders, hulle is volwassenes. Ons werk nie onder die kinderwet nie, so almal is bo 18. Maar elke kind het 'n boekie
En die wat nie kan skryf nie, moet iemand anders vir hulle skryf. En dan moet hulle 3 goed gee waarvoor hulle dankbaar is. En dit is verstommend om te hoor waarvoor hulle dankbaar is. Iets soos, ek kon vir my sussie se hond kos gee. En as 'n mens mooi daaroor gaan dink, sluit dit eintlik so 'n klomp goed in. Ek het 'n sussie. Daar is 'n hond vir wie ek kan lief wees. Ek kan vir hom sorg. Ek is fisies in staat om vir hom te sorg. Daar is kos om vir hom te gee. Iets wat ons baie keer as 'n las sien of 'n lastigheid, jy moet in die oggend nog gou die honde kos gee voordat jy kan werk toe gaan. Sien hy as iets om voor dankbaar te wees, want hy het nie ouers nie. Hy het net 'n sussie. En hy sien dit regtig as iets om voor dankbaar te wees, en daar is die oomblikke wat ons tot stilstand bring en dink, wat is ons prioriteite? En dan besef ons, eintlik leer ons so baie by die gestremdes. Die goed wat hulle in die oggende kan gee vir dankbaarheid, is elke keer slaan jou asem weg. Daarna begin hulle werk aan hulle werk. Dit is enigiets van pypemaché tot naaldwerk, tot knope aanwerk, tot houtblokkies skuur, afhangende van elkeen se funksioneringsvlak. Daar is 'n paar wat baie laag funksionerend is. Jy sukkel om enigiets te verstaan wat hulle probeer sê, maar hulle is dankbaar vir hulle werk. Dit is vir hulle lekker en hulle doen dit met trots. 10:30 tot 11:00 is teetyd. Dis baie stiptelik. En ek sê altyd, as jy in die middel van jou handtekening is en die teeklok lui 10:30, dan sit jy net daar die pen deur, jy kan na 11 weer jou handtekening klaarmaak. Dan is dit teetyd, en dan van 11:00 af tot so 1:15 gaan hulle weer aan met hulle werk, en dan begin hulle opruim, want 1 tot 2 is etenstyd. Soos by enige werk, jy eet en daarna het jy af. Party gaan slaap 'n bietjie, party blaai 'n tydskrif, party kuier met mekaar, bou legkaart, dis ontspantyd. En dan 2 tot 3 is fisiese oefening. Ek is seker baie van die gemeentelede het hulle al sien stap in die buurt, of hulle doen ander oefeninge. Ons is altyd ook op die uitkyk na 'n biokineticus of 'n fisioterapeut wat dalk dit in hulle program sien, om 1 keer 'n week of 2 weke vir hulle te kom oefeninge gee. Dit sal vir ons baie waardevol wees. En dan het hulle weer 'n happie vir 3 uur. En van 3 tot 3:15 probeer ons om die breinfunksie wat daar is in stand te hou. So dis iets soos Lego bou, of domino speel, of Jenga, of fingerboard. Iets waar hulle so klein bietjie moet dink. En baie keer is dit net inkleer, want jy moet ook vir al die verskillende funksioneringsvlakke aktiwiteite in jou agtersak hê om te kan sien wie kan wat doen. Maar dis ook wonderlik om vir hulle te kyk, en dis nou weer waar ons by hulle leer. As een nie kan lees of skryf nie, is 'n ander een altyd bereid om te help. Maar môre help hierdie een weer vir daai een, want hierdie een bewe miskien en kan nie die garing deur 'n naald sit om 'n knoop vas te werk nie, en dan help die een weer wat nie kan lees en skryf nie. Hulle is altyd bereid om vir mekaar te help. En daar leer ons ook sommer baie by hulle. Wow. En hulle gee baie om vir mekaar, ek kan dit sien. Ja, hulle doen. En dan daarna gaan hulle natuurlik huis toe. En ook maar 'n gewone program dan weer by die slaaphuis. Een gaan gooi die skille in die komposhoop, en een vat die wasgoed waskamer toe, en dan sit bad, en huisgodsdiens, en etenstyd, en van 6 tot 7 is selfoontyd, die wat selfone het. Dit is beperk. 'n Hoogtepunt wat gebeur almal van ons Ja. huise so, dis beperk hopelik. En dan so van 7 tot 8 kan hulle TV kyk of speletjies speel. 8:30 is dan 'n borsel en 9:00 is ligte uit. Wow, dit is great. Dit is 'n baie oulike stelsel in die opsig dat ek dink enigiemand wat nie deel van die stelsel is, jy kan baie daaruit leer. Wat ek hoor is struktuur. Elkeen het rolle binne die struktuur. Aan die ander woord, elkeen is betekenisvol. En ja, en natuurlik en grense aan goed, soos selfoonheid en so. En ek dink ons huis lyk almal so, dis probeer. Maar ons kan baie leer eintlik by ons huis. Miskien moet ons daar kom bly. Om daai aan te leer. Maar in elk geval, Christine, nou, jy het baie vrywilligers wat deel is, wat jy in die gemeenskap optel, bymekaar maak, mense wat aanklop en betrokke wil raak. En jy het altyd klomp stories
om te vertel oor vrywilligers. Nou, van hulle sal ons natuurlik anoniem hou, en van hulle kan jy vertel as jy wil, maar hierdie stories wat jy my altyd vertel, en dit wil ek deel maak van die res van die reeks, is inspirerend. Dit is my so lekker om te hoor hoe mense betekenisvol lewe, ook hier in ons eie gemeenskap, onder ons eie neus. Vertel ons 'n bietjie van jou pad met die vrywilligers of 'n storie, iets wat by jou opkom, wat 'n indruk op jou lewe gemaak het met jou deelname by ons huis. Ons het altyd 'n behoefte aan vrywilligers en ons het nooit genoeg vrywilligers nie. Daar is dink ek die belangrikste punt. Want ons is so klein en 'n groot besigheid het altyd 'n afdeling vir HR en 'n afdeling vir IT en 'n afdeling vir sekuriteit. En dit is onmoontlik vir ons groepie om al daai behoeftes te kan deurwerk. Maar ons is so dankbaar vir elke vrywilliger wat by ons opeindig. Dit is interessant, nie almal nie, mens kan nooit almal oor dieselfde kam skeer nie, maar geweldig baie van die vrywilligers wat na ons huis toe kom, is omdat hulle hartseer of negatiewe belewennisse van die wêreld daar buite gehad het. En dan kom hulle na ons huis toe en jy kan sien hoe daai mense blom. Hulle word 100% aanvaar. Niemand van die gestremdes oordeel nie. En daai dink ek is die heel belangrikste punt. Dit maak nie saak of jy uitdagings het met skizofrenie dalk, of jy van die kinderhuis afkom en jare later het dit nog steeds 'n letsel op jou gemoed gelos. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Die gestremdes aanvaar vir jou lock, stock and barrel. Maak nie saak of jy mooi is. Ek sê altyd jy kan daar aankom met jou oudste verf sweetpak of jy kan daar aankom met 'n ontwerper uitrusting en hulle sal elke oggend vir jou sê jy lyk so mooi vandag. En hulle bedoel dit opreg. Daar is regtig nie die Engelse woord window dressing. Daar is nie window dressing by hulle nie. Jy sien en dit kry jy uit hulle uit. So, ons is verskriklik dankbaar vir vrywilligers wat kom help met nutsmanwerk, met pleintjies maak. En elkeen vind 'n holte vir sy voet by ons huis. En dis lekker om te sien hoe mense wat betrokke raak, eintlik ook verras is met wat hulle kry. Omdat so baie mense skrikkerig is om by gestremdes betrokke te raak, want hulle weet nie wat op hulle wag nie, hulle weet nie hoe hulle dit sal hanteer nie. En dit is lekker om te sien hoe mense verras is met wat hulle kry by ons huis. Ja, en die volgende episode gaan ons 'n bietjie gesels oor hoe mens volwasse gestremde mense hanteer of gestremde mense hanteer. Want ek dink dit is vir baie van ons luisteraars 'n uitdaging. Ons is onseker want ons weet nie, ons ken nie, ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie wat verstaan die mense nie. Ons weet net nie. En Kirsty gaan ons daarmee help. En ek wil graag hê dat ons bietjie in die volgende episodes luister dan ook na groot verandering wat in van die vrywilligers se lewens gebeur het as gevolg van hulle betrokkenheid by ons huis. Maar Kirsty, voordat ons by die ander episodes kom en daaroor saamgesels, ek wil graag by jou hoor, wat is het so tussendeur genoem, wat is van die grootste behoeftes by ons huis en hoe kan mense betrokke raak? Ek dink van ons grootste behoeftes is, moet net nie vir ons wegkyk nie. Erken net die gestremdes as deel van die samelewing, want hulle het regtig 'n behoefte dat mense hulle menswees erken. En omdat mense onseker is, bly hulle liewer op 'n afstand. En dis so onnodig, dis regtig onnodig. Ander behoeftes is natuurlik materieel. Baie van ons gestremdes het nie ouers nie, of hulle ouers is reeds baie oud en het miskien Alzheimer's en herken nie meer hierdie gestremde kind nie. Hulle weet nie meer wie hy of sy is nie. So ons het by ons huis elke tweede naweek wat ons noem 'n uitnaweek. En van ons gestremdes het ons dan pleeghuise voor nodig, waar hulle net van 'n Vrydagmiddag tot 'n Sondagmiddag kan gaan kuier. En dan natuurlik finansiëel. Om 'n gestremde kind te hê is ongelooflik duur en die uitgawes hou nooit ooit op nie. Ek sê altyd
die van ons wat kinders het, ons het hulle deur die skool gesit en deur universiteit gesit en dalk 'n studentekarretjie gegee en dan het hulle op hulle eie voete gaan staan. Waar as jy 'n gestremde kind het, hou die uitgawes nooit ooit op nie. Jy het nie 'n geleentheid waar jy miskien bietjie kan gaan toer of gaan reis en aan jou eie pensioen kan werk nie, want dis astronomiese uitgawes om 'n gestremde kind te hê. En ons huis het 'n Facebook bladsy en Ja. het 'n webwerf ook tuiste glad nie meer nou nie, net 'n Nee. Facebook bladsy. En hulle kan jou kontak. Wat is die kontaknommer van ons huis landlyn wat jou kan kontak as hulle verbinding wil tree of wil kom kuier of meer wil uitvind? Ons Facebookblad is Ons Huis Trust, want daar is 'n Ons Huis in Nederland. So ons is Ons Huis Trust. Mense kan my enige tyd kontak 0123456130 en hulle kan natuurlik ook vir ons 'n e-pos stuur onshuistrust@gmail.com. Asai, nou Christie, dankie. En ek sien uit met die volgende episode oor die vrywilligers en al hierdie stories te luister. Dankie vir jou tyd, Christie. Baie dankie.